En vandag leer ons, wees lief vir jou eie. Rosel waai 'n kaartjie vir haar mamma net toe sy by die skool se hekke uitkom. Mamma kan sien hoe opgewonde sy is en maak solank die motor se deur vir haar oop. Sy klim uit asem in die motor. Kyk mamma, Elrika het my na 'n partytjie toe genooi. Dit is fantasties. Kyk 'n bietjie wat se partytjie. Mamma vat die kleurvolle kaartjie met prentjies van fietjies en kabouters daarop. Dit is 'n fantasiepartytjie. Dit beteken dat jy kan aantrek soos een of ander karaktertjie uit 'n storieboek. Rosel knik met haar kop. Dit is reg. Benno, Rosel se ou boet, klim ook in die motor. Sy klets aan mekaar en vertel vir hom ook. Jy's ook genooi, Benno. Haar boetie is mos een van jou maats. Benno klink nie baie vriendelik nie. Want ek hou nie van simpel meisiekind goed nie en haar boetie dink hy's beter as ons. Mamma lyk baie geskok. Dis nie baie vriendelik nie, Benno. Dis onverantwoordelik om sulke aantuigings te maak oor ander mense. Het jy rede hoekom jy nie van Marnus hou nie? Benno knik met sy kop. Ja, hy kruip vir hoofseun by die onderwysers en sy goed is altyd beter as ons in. Mamma is nog nie tevrede nie. Hy is dalk nie trots op sy besittings en dis nie verkeerd nie. Hoekom sê jy hy kruip? Benno blaas deur sy neus. Niemand van ons kry 'n beurt om iets vir die onderwysers te doen nie. Marnus is altyd eerste om alles te doen. Hy klink vir my net na 'n baie ywerige seun en dis ook nie sleg nie, probeer mamma paai. Mamma, probeer Rosel weer 'n woordjie inkry. Mag ek my fietjie klere wat ek verlede jaar in die kleuterskool se konsert gedra het aantrek partytjie toe? Mamma glimlag vir haar. Ons sal net moet kyk of dit nog pas, want jy groei soos 'n paddastoel. Rosel lag lekker. Ek is nie 'n paddastoel nie, julle sal my opeet. Want dit is sampioene, brom Benno van agter af. Mamma kyk vir Benno in die spieeltjie. Ai, maar jy's knorrig, Benno. 'n Mens is nie so ontevrede met die lewe nie. Wat pla jou? Ek wil 'n fiets hê. Ek is al in graad 6 en ek hou nie daarvan om soos 'n meisiekind met die motor te ry nie. Benno klink glad nie gelukkig nie. Ai, Benno, antwoord mamma met 'n sug. Dis mos nou onnodige onkoste. Ek ry tog om vir Rosel skool toe te bring en te kom haal. Benno is nog glad nie oortuig nie. Ek wil koerante aflewer om geld te kry en daarvoor het ek ook 'n fiets nodig. Toe mamma by die huis stilhou, klim Benno uit nog voordat mamma hom kom antwoord. Rosel kyk vraend na haar boetie. Hoekom is Benno so knorrig, mamma? Mamma skud haar kop. Ek weet tog nie, my kind, ek sal maar die saak met pappa bespreek. Hulle is skaars in die huis of Rosel kom met haar fietjie mondering en dit is nou haar klere wat haar soos 'n fietjie laat lyk uit die kamer. Kyk mamma, dit pas nog vir my, kan ek dit maar aantrek na die partytjie toe? Sy draai in die ronde en mamma lag. Dit het 'n bietjie korter geword, maar die lyfie pas nog mooi, jy kan dit maar dra, ons moet seker nog 'n geskenkie ook gaan koop vir Elrika. Benno kom ingestap en steek vas. Julle moet 'n ordentlike geskenk koop, anders skaam ek my mors dood. Ek weet, sê Rosaan. Sy wil vreeslik graag so 'n klein Bybeltjie soos Rihanna hê. Sy gaan haal dit sommer uit haar tas. Mamma vat dit by haar. Dis pragtig en dit sal 'n goeie geskenk wees. Hoekom is Rihanna se Bybeltjie by jou, Rosel? Rosel kom sit langs haar mamma. Onthou mamma dan nie van die taak wat ons vir die sondagskool moet maak nie? Dan word die bestes op 'n expo gesit. Mamma knik met haar kop. Ek onthou, maar wat het dit met Rihanna se Bybel te doen? Rosel wys na die boekmerkie in die Bybeltjie. Ek en Rihanna en Benita werk saam. Ons skryf Psalm 23 neer en plak prentjies van skapies en 'n rivier daarby. Nou skryf ons uit Rihanna se Bybel sodat dit dieselfde is. Benno kyk ook na die Bybeltjie. Dis nie 'n goeie geskenk nie, dis te klein. Rosel moet sukkel om die geskenk deur die deur te kry, dan is dit groot genoeg. Mamma kyk na Benno en skud haar kop. Ai my kind, jy staan maar vreeslik negatief. Ek dink weer dis 'n besondere geskenk. Kom mamma lees vir julle wat het Jesus self gesê in Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie.
Benno is vinnig om te antwoord. Wat laat mamma nou dink dit gaan vir Elrika 'n goeie geskenk wees? Mamma druk met haar vinger in die Bybel. 'n Mens moet jou eie lief hê en trots daarop wees. Kyk na die laaste versie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dit klink vir my na 'n goeie persent, ondersteun Roselle haar mamma. Mamma glimlag vir haar. Waar wil jy nou 'n beter voorbeeld daarvan hê as om vir Elrika 'n Bybel as verjaarsdag geskenk te gee? As sy trots daarop is en dit liefhet, is dit 'n skat in die hemel. Benno skud sy kop. Mamma het nog nie gesien in hoe 'n mooi huis hulle woon nie, in hulle motor. Marnus het ook nie 'n gewone fiets nie, hy het 'n resies fiets. Mamma wys met haar hand na die stoel langs haar. Benno, kom sit hier langs mamma dat ek met jou kan praat. Benno kom sit nikkerig op die stoel. Mamma weet nie eers dat Marnus se tekkies meer as R1000 kos nie. Mamma sug. Weet jy my kind, dit klink vir my asof Marnus 'n probleem het om so met sy ouers se rykdom te loop en spog. Niks daarvan behoort aan hom nie. Dis sy pappa en mamma sin. Hulle was geseënd en het daarmee gewoeker. Dit maak nie vir Marnus ryk nie. Die Here leer ons so mooi uit die gelykenis van die talente. Daar word vir ons gegee na ons vermoë. Dis nie te sê dat die Here vir Marnus dieselfde talente gegee het as wat hy vir sy pappa of mamma gegee het nie. Hier staan in Matteus 25 vers 14, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. Aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. Rosaan kom staan styf teen haar mamma. Wat is talente, mamma? Talente, verduidelik mamma, is soos geld, muntstukke. Is dit nie onregverdig nie, mamma? Wil Benno weet. Nee, my kind, antwoord mamma beslis. Die Here sê mos duidelik dat hy gee na ons vermoë. Kom ek lees verder. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, Meneer, 5 talente het u aan my toevertrou en hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. Die een wat 2 talente ontvang het, kom ook en sê, Meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, Meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. En omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat die 10 talente het. Want elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Dit lyk of Benno eintlik verstaan. Soos wat ek net nou gevoel het, sou ek ook die 1 talent gaan begrawe het, nee mamma? Mamma knik met haar kop. Ja, my kind, jy dit wat jy het geminag. Dit beteken dat jy dit nie lief het en trots daarop is nie. Rosaan kom staan langs haar boetie. Sal jy nou saam met my partytjie toe gaan, Benno? Benno knik met sy kop. Ek sal saam gaan. Rosaan dans in die ronde met haar fietjie rokkie. Jippie, dit gaan lekker wees. Toe mamma vir Benno en Rosaan die volgende dag by die partytjie oplaai, kan Benno nie uitgepraat raak nie.
Mamma, Marnie sê hy sal baie graag een Saterdag saam met my en pappa wil gaan as ons die duwe gaan los. Hy het dit nog nooit gesien nie. Hy sê, hulle sien sy pappa amper nooit, want hy's net altyd by die werk. Mamma glimlag vir hulle. En ek hoop julle twee het 'n mooi lesie geleer om lief te wees vir jou eie en dankbaar te wees vir dit wat die Here vir jou gegee het en dit nie gaan begrawe nie. Maatjies, fluit ons stories uit. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou uit 1 Konings 17 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dankie Vader dat U so geduldig is met ons en elke keer weer ons sondes vergewe. Amen.